Vandag se lesie kyk ons nog steeds na numeriese en meetkundige patrone. Ons het in die vorige les het ons nou gekyk na ons meetkundige of geometriese patroon. Dit is ons tweede reeks waarna ons tweede patroon waarna ons gekyk het. Ons kyk nog steeds na ons meetkundige of geometriese patroon en ons gaan nou kyk hoe ons ook tabelle kan gebruik om die verband tussen die posisie in die ry en die term in die ry te bepaal. Onthou wat ons gesê het, wat baie belangrik is, ons meetkundige patroon het mos 'n konstante verhouding. As ons nou gaan kyk hoe ons tabelle kan gebruik om hierdie verband tussen die posisie in die ry en die term in die ry te bepaal, kyk ons na die volgende voorbeelde. Ons eerste voorbeeldjie waarna ons kyk ons na ons posisie in die ry is posisie 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Ons praat ook mos van term 1, term 2, term 3, term 4, term 5 en term 6. Ons termwaardes is nou 7, 14, 28 en 56. Die eerste vraagie wat hulle vir ons kan vra, is om die patroon te beskryf in jou eie woorde. As ons kyk na ons patroontjie, kan ons nou sien, van ons begin hier by 7, maar as ons van 7 af na 14 toe gaan, maal ons elke keer met 2, van 14 af na 28 toe, maal ons met 2, so ons maal met 2. As ons hierdie patroon in ons eie woorde beskryf, sal ons sê, begin by 7 en vermenigvuldig elke keer met 2. Die volgende vraagie wat hulle vir ons kan vra, is bereken die waarde van term 5 en term 6. As ek nou term 5 en term 6 moet bereken, moet ek met ander woorde, term 5 kan ek sê gaan wees 2 maal 56. En 2 maal 56 gee vir my 'n antwoord van 112. As ek nou term 6 moet bereken, gaan ek sê term 6 is 2 maal 112 en 2 maal 112 gee vir my 'n antwoord van 224. Die laaste vraagie wat hulle nou vir ons sal vra rondom hierdie tabel, is om die algemene term of die patroon neer te skryf. As ons nou mooi dink aan ons vorige lesie, het ons gesê ons algemene patroon of reël, van 'n meetkundige reël bepaal ons altyd ons konstante verhouding, want daar is 'n konstante verhouding tussen die opeenvolgende terme. En ons konstante verhouding word geskryf as R en R is altyd term 2 gedeel deur term 1, wat altyd gelyk is aan term 3 gedeel deur term 2. As ons nou R bepaal, dan kan ons sê dit is 14 gedeel deur 7, met ander woorde R is gelyk aan 2. As ons nou kyk na ons term 1, en ons wil dit skryf as ons in vergelyking met ons posisie, kan ons sê 7 maal 1. 1 kan ons uitdruk in terme van ons konstante verhouding as 2 tot die mag 0. Want onthou, enige iets tot die mag 0 is altyd 1. Met ander woorde, ek kan daarom sê my algemene term gaan gelyk wees aan 7 maal met 2 tot die mag en minus 1, waar 7 altyd die eerste term is, en die tweekie is mos nou altyd my konstante verhouding. As ons kyk na die tweede voorbeeldjie, kry ons weer ons posisie in die ry en ons termwaardes. Ons het ons 6 posisies, term 1 tot term 6, en ons termwaardes is nou 8, 4, 2, 1 en
Die eerste vraagie is nou weer, beskryf die patroon in jou eie woorde. Nou, as ons kyk na hierdie patroon, kan ons elke keer sien, as ons nou van 8 af na 4 toe gaan, het ons gemaal met 'n half. Of ons kan sê, ons het gedeel deur 2. Nou net so, as ons van 4 af na 2 toe gaan, het ons gemaal met 'n half, of ons het gedeel deur 2. Die patroon herhaal hom so, want van 2 af na 1 toe, maal ons met 'n half, of ons deel deur 2. As ons die patroon in ons eie woorde moet beskryf, gaan ons sê, begin by 8 en vermenigvuldig elke keer met 'n half, of ons gaan sê, begin by 8 en deel elke keer deur 2. Die volgende vraagie sal vir ons vra, bepaal term 5 en term 6. As ek nou kyk na term 5, dan beteken dit ek moet gaan maal met 'n half of deel met 2. Met ander woorde, daai gaan 'n half wees. Of ek kan nou deel deur 2 ook. Volgende term, as ek nou sê term 5, met ander woorde, term 5 gaan gelyk wees aan 1 maal met 'n half, wat gelyk is aan 'n half. Of ek kan sê term 5 is 1 gedeel deur 2, wat ook vir my 'n waarde van 'n half gee. Volgende ene, as ek hom moet maal met 'n half maal met 'n half gaan vir my 'n kwart gee. Met ander woorde, as ek nou gaan kyk na term 6, kan ek sê term 6 is gelyk aan 'n half maal met 'n half, wat vir my 'n kwart gee, of ek kan sê term 6 is 'n half gedeel deur 2, en as ek 'n helfte deel deur 2, dan kry ek 'n kwart. Die laaste vraagie is dan nou weer om die algemene term of die reël neer te skryf vir die patroon. As ons kyk na ons konstante verhouding, onthou ons het nou ons konstante verhouding tussen die opeenvolgende terme. Ons konstante verhouding het ons gesê word geskryf as R. R is altyd term 2 gedeel deur term 1. As ek nou het 4 gedeel deur 8, dan kry ek R is gelyk aan 'n half. As ek kyk na term 1, dan sien ek term 1 is 8 maal met die posisie in sy ry. Die posisie in die ry kan ons altyd in terme van die konstante verhouding uitdruk as 'n half tot die mag 0. Want as ons onthou, enige iets tot die mag 0 met ons eksponentwette is altyd gelyk aan 1. My algemene term kan ek dus sê is 8 maal met 'n half tot die mag n minus 1. Waar hierdie 8 mos ons eerste termpie is, en hierdie half is my konstante verhouding, wat R is. Die volgende voorbeeldjie wat ons nou na kyk, het ons tabel met ons posisies in die ry, wat ons verskillende terme se plekke aandui. Met ander woorde term 1, term 2, term 3, term 4, term 5 en term 6. Nou het ons 'n algemene reël wat hierdie algemene term of 'n reël wat hierdie patroon beskryf. Met ander woorde, hulle gee nou klaar vir ons wat die algemene term of die reël is. Hulle vra nou vir ons moet hierdie gegewe algemene term of reël gebruik om die tabel te voltooi.
Wat ons nou gaan doen is om met behulp van substitusie al die waardes uit te werk. So, as ons gaan kyk na ons eerste enetjie, gaan ons kry y is gelyk aan 3 maal 'n kwart en in n se plek gaan ons nou 'n 1 instel. Want ons eerste termwaarde of eerste term moet ons n 1 in n se plek instel. Met ander woorde, ons kry dit is 3 maal 'n kwart tot die mag 0 en dit gee vir my 'n antwoord van 3. So ons eerste term se waarde is 3. As ons kyk na term 2, gaan ons kry y is gelyk aan 3 maal 'n kwart en onthou, nou moet ek 'n 2 in n se plek instel. As ek dit nou uitwerk, dan kry ek dit is 3 maal 'n kwart tot die mag 1 en dit gee vir my 'n 3/4. So term 2 se waarde gaan wees 'n 3/4. Y is gelyk aan 3 maal 'n kwart. Nou moet ek in n se plek 'n 3tjie instel. Dit gee vir my 3 maal 'n kwart se kwadraat en dit gee vir my 3 op 16. Met ander woorde, my derde term is 3 op 16. Vir my vierde term moet ek y gelyk aan 3 maal 'n kwart tot die mag 4 minus 1, want ek moet 4 in n se plek instel, dit is 3 maal 'n kwart tot die mag 3, en dit gee vir my 3 op 64. So my term 4 gaan gelyk wees aan 3 op 64. Y is gelyk aan 3 maal 'n kwart. Ek moet nou 5 in n se plek instel. Nou het ek 3 maal 'n kwart tot die mag 4 en dit gee vir my 3 op 256. Met ander woorde, my vyfde term se waarde is 3 op 256. Term 6, om term 6 te bepaal, moet ek nou 'n 6 in n se plek instel. As ek die 6 daar instel, dan kry ek dit is 3 maal 'n kwart tot die mag 5 en dit gee vir my 3 op 1024. My 6de term van hierdie ry is dan 3 op 1024. Dit is dan nou die lesie rondom die gebruik van tabelle vir meetkundige en geometriese patrone. Jy kan nou jou huiswerkies mooi uitwerk, sodat jy hierdie les kan inoefen. Geniet dit elke oomblik.